Nou ja, baie welkom. Gunther, welkom by Outdoor, kuier by Outdoor. Graeme, welkom. Ek dink ons sit hierdie paviljoen vandag vol. Ja, lyk so. Dis nie 'n ligte gesprek nie. Luister manne, ek wil net vir die luisteraars, dankie vir al die belangstelling op die vorige kuier op die stoep, of sal ons dit 'n podcast noem, of 'n potgooi is die nuwe woord. Nou ja, daar's altyd 'n koffietjie betrokke, daar moet 'n koffie betrokke wees, maar ons moet nou eers die goeie nuus breek. Outdoor se splinternuwe brosjure katalog, nee, ja. Waar daar maar groot verskeidenheid lekker goed in is. En natuurlik, daar sê manne, kompetisie, kom koop. Hoe werk hierdie kompetisie? Wat is die? Jy moet R1500 spandeer, dan kan jy 'n kans staan om 'n gemsbok en 'n springbok te gaan skiet in die Kalahari. Op Basientos op plaas. So jy kan spandeer R1500 en jy kan dan 'n bok vir jou gaan skiet. Is hy die chef, braai hy? Ek dink so hy moet host ja. Luister manne, maar Die kompetisie is nou 3 maande. is hy 3 Elke maande? maand, Mei maand, Junie maand, Julie word getrek. So elke 3 maande lank is dit 3 jagte. Ja. Nou maar, spoggerig. Luister, maar ek dink is reeds wat ons vandag wil praat, is ons wil herlaai praat. Ja. En ek dink in Namibië is dit 'n redelike groot faktor, is herlaai. My vraag is, byvoorbeeld Gunther, is wat laat jou beweeg van 'n pak patrone 'n jaar af na ek wil nou herlaai? Is dit speel? Wat se faktore maak dit dat ek van 'n bokspatrone koop na herlaai toe gaan? Natuurlik is dit die groot belangrikste is die konstantheid. Want koop jy nou 2-3 pakkies patrone, kan jy dalk oor 2 maande nie meer daai patrone kry nie. Maar as jy nou punte koop en jy koop kruit, dan kan jy 100 op 'n slag en jy kan elke keer dieselfde lading laai. En dit word mos maar deur 'n lekker goeie groepering en jy weet hierdie punte skiet by mekaar. Ja. Graeme, wat is jou gevoel? Hoekom sou jy skuif van 'n pak patrone af na? My gevoel is jou patrone wat jy self fisies maak of self herlaai. Jou akkuraatheid wat jy uit jou patrone het kry, is net 10 keer beter as wat jy uit 'n gewone fabriek pakkie ammunisie kry. So jou akkuraatheid, soos Gunther dit genoem het, is net 1000 keer beter. Kyk, ek moet vir julle sê wat vir my breek. As hy manne wat by my aankom, 180 grain, 150 grain, verskillende brandspatrone kom hier by my aan. En dan sê wow. En die mense verstaan nie, daai punt en daai lading en daai loop moet trou. En die oomblik as jy 180 en 150, hy gaan nie dieselfde plek skiet nie. So jy sit jouself in 'n situasie. Jy sit jouself in 'n situasie, ja, dit is heeltemal reg. En ja, elke punt het maar sy doel. Jy kry sagte punte met ballistic tips wat baie sagter punte is, breek vinniger op. So as jy meer kop en nekskote wil maak, dan koop jy daai tipe punt. As jy meer lyfskote wil maak, dan maak jy interbond, sterker core wat by mekaar hou, meer intensie het. So jy kan jou eie ammunisie bou vir jou. Ja, maar ek dink ook baie van die Namibiese plaasboere, veral die suide manne, waar hoeveelhede wild moet afgeskiet word, gaan oor na herlaai toe. Vir my was dit ook maar 'n faktor van rondom onkoste. Kan jy vir jou 100 patrone goedkoper laai as wat jy 100 patrone kan koop? Ja, ek sal also sê, ja, dit kom heel wat goedkoper vir jou uit as jy self wil laai. Die eerste ronde wat jy nou jou toerusting en goed bymekaar kry, dan skrik jy ons altyd af, die som is groot. Ja, maar die tye wat jy nou jou patrone maak, as jy jou toerusting weer van jou patrone maak, dan kom dit om by vir jou die helfte 'n bietjie goedkoper uit as wat jy fabriek ammunisie koop. Ja, Ek stem nou nie heeltemal daarmee saam nie, want maar dink eens hoekom ons die gesprek het, want dit veroorsaak die vraag. Dan gaan jy en jy koop vir jou die goedkoopste punte, die goedkoopste kruit om goedkoop te herlaai. Ja. Nou, maar as jy nou soos ons wat kompetisies skiet, baie kompetisies skiet, dit werk glad nie goedkoper uit nie. Jy betaal baie duurder vir 'n patroon op die ou ene om te herlaai. Maar die groot ding is
is natuurlik die konstantheid en die akkuraatheid wat jy bou vir jouself. Ek het die eerste aangedink, want aan die een kant is wanneer jy herlei, wil jy kompetisie skiet en jy wil presteer en dit veroorsaak dat jy daai akkuraatheid het. Natuurlik gaan dit jagveld toe ook jy herlei, dat jy 'n konstante groepering het. Ek het die naweek manne daar by my gehad. Nou daai boek met die patrone, alles is jy kan sien is ook 'n trots ding. Nou ek moet gou vir julle hierdie fabel vertel. Ek het gevoel soos 'n aap, maar die heel eerste 308 patroon wat ek herlaai het ek in die bed gelê met die doppie en 'n brasou in toiletpapier en hom blink gemaak en ek wonder wat het sy gedink, is sy alright, maar daar's tog 'n trots daar. Daar is tog 'n dit moet mooi lyk. Ja, en die ander gevaar natuurlik van die vleisjagters, die biltomjagters is, skiet jy nou 'n slegte skoot, dan hoor jy dit 'n jaar lank. So, daar's dingetjies wat belangrik is. Gunther, ek dink net, as die individu sê, maar ek wil nou kompetisie skiet, ek wil my groepering verbeter, ek wil 'n beter skut wees, en hy neem die stap van herlaai. En dit het 'n kostefaktor, maar ek dink dan die raad. So enige ene van julle twee kom gesels, ek gaan vir jou die raad gee. Hoeveel patrone skiet jy? Hoeveel kere 'n jaar skiet jy? Hoeveel ronde skiet jy? En dan is herlaai ook maar van 'n handpres na outomatiese pres. Byvoorbeeld hierdie, ek neem aan dis honderdie tumbler. Ja, dis 'n honderdie media tumbler. Dit is seker van die tumblers of die gemaklikste om 'n dop skoon te maak, want hy maak hom binne sê 90 minute, maak hy 'n dop binne buite blink skoon. Hy werk met water en stainless steel media en dan honderdie se case cleaner en baie goed. Hy maak skoon binne buite pocket, primer pocket, alles skoon. Kom ek vra gou vir jou, wat is herlaai vir jou? Herlaai vir my is iets uniek. In jou eie tyd in jou kamertjie wat jy tyd spandeer en jy laai en jy geniet dit net. Wat jy doen is 'n hobby van jouself. Want dis wat ek wou. Ouma, jy sluit die deur laat hulle jou uitlos. Maar ek kry lag my skaaltjie. Die brandewyn moet jy ook buite los. Jy gebruik dit meng jy nie. Ja, want daai skaaltjie, net om vir luisteraars, daai skaaltjie, as daar wind inwaai, hy is so sensitief. Jou asemhaling, hy so sensitief. Wat is dit vir jou? Nee, vir my is dit natuurlik 'n hobby en 'n trots. Ek meen, dan is van my skietkunste tot my herlaai kunste, is die results as ek wen. Laaste vraag aan jou, hoe lank herlaai jy al? Ek laai seker nog tussen 15 jaar, plus minus. En vir jou? Nee, ek laai nou 25 jaar. So, dis 'n pragtige 40 jaar se kennis. Nou toe manne, kom vra julle vrae, kom kry die inligting hoe om daai doppietjie te herlaai, maar om seker te maak dat jou skoot daar in die jagveld 'n kopskoot is. Ek groet vir julle, Gunther, dankie vir julle tyd. Dankie vir saamkuier op Outdoor, saam by Outdoor. Ja. Voor ek weer sê dis op die stoep. Groete julle. Bye bye.